Goeiemôre en baie welkom aan al ons luisteraars. Dit is lekker om terug weer te wees hier op die plaaslike ateljee. En soos ouderwede, my goeie vriend Pieter Swart, baie welkom. Rian, baie lekker om hier so te wees. Hier waar ek sit in jou ateljee, kyk ek nou uit oor die Jordaanspruit en die damme en die voëls en die makoue wat hier so sit en die water wat oor jou pad nog loop. En jy bly werklik in 'n fenominale mooi plek met 'n pragtige uitsig. Ag, Natuurskoon is net fenomenaal hier by jou. Ag, baie dankie. Dit is so 'n seën en 'n voorreg van die Here en ek sê dit is my stukkie hemel hier in die Vrystaat. So baie dankie. Ja, so as daar luisteraars buite is en jy wil vir ons laat weet waar bly jy, please feel free to do so. Ons wil graag 'n bietjie meer hoor van julle. En ja, ons is op die oomblik bevoorreg dat die bassein uit Afrika is nou al in die VSA en Europa en Sure. So hy gaan, ons is baie dankbaar. Uitstekend. Ja, so julle sal nou weet, ons het nou laasweek nou nie 'n recording gemaak nie. Ons was nou so 'n bietjie besig geweest, ongelukkig en ons het nou vandag goed gedink dat ons nou kom by mekaar en tel maar die rieme op en gaan aan. So ek wil net sê dis Pieter se skuld, hè. Dit mag nooit gesê word dis sy skuld dat ons nie praat nie, want ons praat amper elke dag. Ja. En maar vertel my Pieter, waarmee hou jy jouself besig? Waar was laas week? Waar was jy laas week? Wat vang jy aan? Marian, ek was jy weet natuurlijk ek boer met leeu's en leeuwbedryf is ek een van die bedrywe in Suid-Afrika wat onder die meeste vergrootglas is, want die leeu verteenwoordig die hele wildbedryf van Suid-Afrika. En as jy die leeu geknak jy die wildbedryf. En so is hierdie staat van ons besig. Natuurlik saam met die DA en die bunnyhuggers, treehuggers, die liberale wêreldwyd besig om verskriklike druk uit te oefen op ons natuur en die veral privaat sektor in die wildbedryf. En so wil hulle die rug van die leeu basically breek. Hulle wil hom knip, jy weet, hulle wil hom kastreer. Dat die hele wildbedryf ry op 'n baie groot mate op die rug van die leeu. En jy weet, ek ken jou en my en jy moet nie resistance vir ons gee nie. We just saw higher. Sure. En jy het 'n gesegde wat ek by jou geleer het vroeër jare, dat if you hesitate, accelerate. En so is daar all-out defense. Yes. In die leeubedryf. Nou, ek was nou laas naweek by 'n vergadering. Ek is nie 'n ou wat vergaderings as ons bywoon nie. Ja, jy's meer 'n doener. Nee, ek is lekker. Ons kan nie praat en die politiek hanteer. I'm gonna run on my own ground. En het ek by SAPA, SAPA staan vir South African Predators Association. Yes. Wat die roofdier basically nou maar voorstel. Op hulle vergadering gewees en hulle kyk na al die nuwe drukoefeninge wat deur organisasies uitgeoefen word. En nee, om met te veel diepte in te gaan. En al hierdie organisasies, nou nie net Suid-Afrikaanse organisasies, dis nou goed van buiteland af. So goed van die buiteland af, maar obviously as jy van die buiteland af, moet jy eers 'n Suid-Afrikaanse organisasie hijack, as die regte woord wat ek jou sê, want anders jy moet 'n footprint hê wat gekoppel is, legitimate South African organisation wat gebind is aan die legal fasette van die land, jy weet. So hulle hijack organisasie en dan dryf hulle MO deur daai organisasie. Natuurlik met government is natuurlik die heel eerste een. En so wat hulle soek jou minister van omgewingsake eerste, want hy het natuurlik die pen wat die wet kan skryf. En dan animal rights activism en al die potsnert. Maar in daardie geval toe met hierdie ding en ek het die vergadering toe nou bygewoon en almal uitgeluister van agteraf en 'n gesonde besluit gemaak, jy weet, it's time to double up. So ons het ruk terug begin leeukampe bou en die hele Boskop se leeureservaat baie vergroot, nuwe hokke gebou, nuwe kampe basically gebou en 'n hele nuwe teelsisteem uitgebrei. En laasweek was dit nou in hierdie week tot nou toe was letterlik die skuif van al die nuwe diere in die teelkampe en die goeters. Sure. Yes sir. So gesels, ja, jy het nou my klomp goed in my kop laat vra wat ek nou vra, so. So, kom ons praat so 'n bietjie wildbedryf voor ons terugkom na die leeuskuywery. Wildbedryf Suid-Afrika as mens praat van 'n ekonomiese eenheid. Waarna kyk ons min of meer om en by. Ek weet ons het hierdie goed nie vooraf gepraat nie, so dit is letterlik uit die heup uitskiet. Waarna kyk ons?
Rian, dit hang af wat jy wil doen in die wildbedryf. Huidiglik wat so fenomenaal is dat die wildbedryf het literally came from the ashes van 2020 af. Dit was down and out geweest. Dit was verskriklik hoog. Ons weet die pryse wat dit gemaak het hier van 2015 tot 18 met buffels en 20 miljoen rand vir die groot buffelbulle van 55 duim. Dit was groot geweest. En met COVID is die hele jagbedryf. Ons het met COVID tot een ding baie mooi kom wys, is dat die waarde van conservation is in jag. As daar nie 'n waarde aan 'n dier behalwe vleisprys is nie, as daar nie 'n waarde van jag is nie, is daar nie 'n waarde om hom te bewaar nie. Kyk, ek is nou nie so gekonfy met Afrika as jouself nie, maar ek was al 'n paar keer in Botswana en ek is baie lief vir Botswana. Dit is 'n baie veilige plek. Jy voel veilig, behalwe in die aand. Jy kan nie in die aand ry nie want daar's beeste en donkies reg rondom, dis oral. Yes. En dan as in die plek van conservation is dit omtrent al wat jy daar kry. Jy sien nie meer regtig wild wat daar rondloop nie, want die conservation aspek in my opinie, ek praat nou van 'n leek, van my opinie af is die paar klein boere wat ek van weet, en daar's groot boere, maar ek praat van my perspektief teenoor die land Botswana. As dit nie vir die paar privaat ouens is nie, wat nog wil teel, dink ek is daar niks. En aan die onderkant kry jy donkies, beeste, en dan aan die noordekant kry jy die klomp olifante wat loop net waar hulle wil. And that's almost about it. Ja. Want daar's nie regtig conservation nie. Nou, ek kan nou as kind was ons paar keer daar gewees, eintlik een keer vir 'n lang tyd, my pa het gaan jag daar, en dit was lekker, maar dit was weer eens ook weer my oom hulle se gronde gewees, hulle was privaat, weet hulle het hulle eie conservation reserve gehad, ek meen, die oom se kop was ook nie heeltemal te lekker, en as moet eerlik moet wees, want hy het sy eie zoo gehad, maar hy het enige soort roofdier en roofvoël en slange en jy gaan nou hierdie verhaal nogal geniet. Maar ek kan nie die oom se naam onthou nie. Ek neem aan my broer se luister, hy sal my laat weet later. Hy's daar iewers in die veld en hy het so ou plaas, soos hierdie Brain Cruiser van my. Hulle het so 'n cruiser wat hulle mee ry en die ding het nie brieke nie, soos hulle nou wil stop, of moet hulle eers vir 'n boom soek. Jy geer hom nou af, geer hom af, en stop hier teen 'n boom en dan doen jy nou jou jag wat ook al. En hy's uit iewers in die veld alleen en kobra pik hom op die vinger. Sure. En hy's 3 ure na die naaste plek. En hy besef hy's nou in die moeilikheid. En hy laai die 308 oor, sit sy vinger oor die loop en trek hy sneller en skiet sy pinkie af. Net daar, on the spot. Dram nou maar vas en ry toe nou maar huis. Dis maar willig goed, joh. Ek dink eerder 'n swart mamba het hom gepik. Ek neem nou aan. Jy met 'n kobra kan jy hom nog gaan vasbind en you're gonna make it. En maar met 'n swart mamba is dit beter om hom sneller te trek. Dit is jy gaan nie 3 ure maak daarson nie. Ja. Ja, dit is om terug te kom na die conservation. Suid-Afrika is die voorstander, seker in die hele wêreld. En ek kan seker in die hele wêreld wat kom wys hoe as die privaat sektor iets oorvat, hoe groot hulle dit kan maak. Sure. Die wildbedryf is 'n giant in Suid-Afrika en ek is inniglik dankbaar vir die wildsektor. Want die pryse is besig om so mooi te herstel. Ons het 'n verskriklike backlog van buitelandse kliënte wat inkom. Ek was op die lughawe nou voor ek Zambië toe gevlieg het. Dit was net Amerikaanse en buitelandse kliënte met hulle gewere in. PH's wat daar staan by die lughawe wat vliegtye aflaai. So dit is uitstekend want hulle bring buitelandse valuta in, dis job creation, plase se waarde gaan op. Draad word gekoop, nuwe teelkampe word gebou, genetika word, veilingspryse gaan weer op. So ons is baie dankbaar. Ek is nie baie groot in daai faset nie, maar vir die boere van Suid-Afrika is dit 'n great deal, ja. Dit is interessant, ja, ek het laas jaar in November moes ek gevlieg het en ek was op die lughawe vir die aand daar oorgeslaap in die hotel. En toe die son begin sak, dan moet jy sien hoe kom die jagters en die ouens in hulle pak hy OR Tambo hotel propvol. Want die ouens moet die volgende dag vlieg. Yes. En ek meen, die ouens spandeer. En baie geld. En jy kan sien, die PH is allemaal Afrikaners, ons mense. En ek is so dankbaar vir haar bedryf. So, dit pas nogal mooi in by my thought wat ek gehad het oor endurance. Yes. As jy nou in die wildbedryf is, van
en ons praat nou van COVID, ons praat van 2020. So ons praat nou van 'n 5 jaar periode nou, wat purely gespel word endurance. Yes, absolutely. Ja, gesels bietjie oor daai dinamika. Dis nou 'n moeilike ding. Ek het vanoggend opgestaan en my eerste statement wat ek vir iemand gemaak het is there's great power in persistency. Yes. En toe gaan luister ek na my eie woorde, great power. One of the greatest powers that a man can have is to be persistent. And it's only a fool that believes that which is up won't come down and that which is down won't go up. So the game is not to jump in and out of things in life. The game is to have persistence in what you are doing and continue doing it until you hit the winning mark of that which you want to accomplish in things. Every great destiny, every great goal, every great ambition will have a rough spot. That is how God makes things. Sure. Kan nie vir my geen man in die Bybel wys wat geroep is vir 'n great groot dinge nie, but nie ernstige rough patches gehad nie. Natuurlik, ja. So that is life. It must be like that. It is part of the journey and it is God ordained. Ek wil sommer net inspring daarin vir die luisteraars wat nou saam met ons kuier hierso. As jy nou voel jy gaan bietjie deur 'n rough patch, dan wil ek eintlik jy moet hierdie woorde vat en vir jouself maak om te sê maar ek is nie net nog 'n persoon nie. Ek is nie net 'n ordinary individual nie. As daar regtig fokus op jou lewe is en sal ek sê die vuur is aan, dan moet jy weet maar daar's iets besonders wat in jou lê. So en ek wil graag ondersteun daarin en bemoedig daar. Yes, absolutely. So dis nou interessant, jy weet, want ek dink nou aan Israel wat nou uit Egipte uitgevat is. En daar's baie goed daar gebeur het. Moses vir die see oopsplit en dis 'n daaglikse pad van amper van failure to victory, failure to victory, failure to victory. En dis nou interessant, want ons het nou net voor die tyd so vinnig gepraat oor 3 toetse wat ek voel relevant is globally wat ons oor moet gesels. En die eerste toets nou wat hy praat van daar in Deuteronomy 8 is I've allowed you to suffer hunger. Nou kom ons bespreek hom bietjies, noem dit nou maar lek. Kom ons noem hom nou maar COVID. Kom ons noem hom nou maar die prys gaan af. En hy sê dat I have allowed. En dit is baie keer nogal rof op 'n man se siel, op my siel, as ek voel eers maar die Here laat goed toe in my lewe. Ek is nie altyd so happy daarmee nie, want ek meen ek voel tog, weet ek moes committed aan die Here en ek wil nooit sê ek is 'n Job nie. Ek hou nie van daai idee van dat mens daai pad moet stap nie. Job was Job. Dank Vader, Job was Job. Ek is reën. Halleluja. Maar baie keer voel dit vir jou, Here, jy los my nou so 'n bietjie alleen dat ek suffer, maar hy sê daarso, hy sê I've allowed it so that you can know, that I can test you, that you can know. So ek het jou kom toets, laat jou wese moet weet, nie net jou kop nie, nie net jou beursie nie, net jou stukkie papierie, dat jou wese moet weet, dat jy kan nie leef sonder die woord van God nie. Absoluut. En ek praat van 'n Christelike perspektief. Ek kyk nou vir jou en ek hoor nou wat jy sê, wat jy doen. En dan wil ek ook by sê ek dink nie dit is vir elke persoon nie. En dan saam met dit my vriend, ek glo ook nie jy sou dit gedoen het as jy nie geweet het die Here het gesê jy moet dit doen nie. En ek dink daai is 'n groot sleutel. Partykeer wil ons dinge endure. Partykeer wil ons dinge aanpak, partykeer wil ons dinge doen, maar daar was nie 'n direkte die Here het so gesê nie. Want sy woorde is lewe. Yes, sir. But the fact is, his words is life. That's true. Sure. But his words is the promise as well. And Rian, as jy 'n tither is, if you tithe, you can bank the word of God. Hierdie is nou my opinion. Natuurlik. Wat ek nou gaan sê is that if you tithe, there's a magnification on the word of God. The power of the word of God in your life. Dis is 'n turbo van 'n ding wat inskop. Selfe engine, selfe woord. Maar die tithe doen net iets anderste. Ek het in die week iemand gehad wat aan my toe kom toe sê, okay, het ons 'n business, ons tithe nie in hierdie ding nie. En kom ons aktiveer die tithe nou. Ons druk hier op die tik.
en jy sit jy oor my, ek het jou vertel, jy Sure. weet hiervan. Ek kan nog nie getalle gooi soos Natuurlijk. hiervan, maar dit wat in was, 10 keer soveel in 2 weke. Prys die Here. 10 keer soveel in 2 weke. So en ek het dit met 'n rede gedoen dat iemand kan sien, die persoon presies that there's no limits to the power. It will work anywhere that you implement that thing. Maar kom ons terug, jy praat van perseverance. Yes, I do it because I know God's power and that if I'm in him and with him and know what his will is, ek dink eerder dis wat jy punt. Before you do anything, know that it's the will of God. Sure. And once you know that, you can run. Ja, kyk soos dis nou Deuteronomium 8:3 wat hy sê ek jou kom toets met hongersnood dat ek kan sien of jy die woord van die lewe gaan vat en dan bou hy op en dan gaan hy op en kom hy by 18 uit vers 18 wat hy sê and I gave you power to gain wealth to confirm my covenant. Yes, sir. And tithe is covenantal. Yes, sir. It's covenant talk It's covenant talk, ja. at a high level. So dis baie powerful stuff. Sure, okay. Awesome stuff, ja. Endurance in die seisoen. So as jy nou moet nou sê ons is nou op 'n opwaartse kurwe nou. Kom ons en ek gebruik nou jou voorbeeld. Ek kyk nou die kerkwêreld. Ek kyk nou my rel wat ek in beweeg. Ek kyk nou soos met Charlie Kirk se ding, die 1000de, die massas wat stadions toesak op die oomblik. Daar was nou in hierdie week 'n outreach gewees by een of ander, ek dink was Missouri University. Hulle het 'n stadion toegepak, ek dink omtrent 80,000 mense. Ek praat nie van 'n begrafnis nie, ek praat van nou 'n ding wat na die tyd gebeur het. En so jy kan sien daar's 'n massive pull na die werkings van die koninkryk. En ek gaan nou probeer om haak met die volgende toets wat ons oor gepraat het. Dit is nou koning Dawid. Wat nou en as ons praat van koning Dawid, dan wil almal altyd eers te vir hom in Batsepa. Dis al waarna hulle hom kan vashou. En ek wil nie net opkom vir die man nie, maar ek wil sê, jy weet, if you're not in business, don't advertise. Jy weet, Yes, sir. weet as ek my stoep staan, wat soek jy Kalga daar iewers daar dat jy kan sien? Kom ons begin net eers daar. Yes. So sy's nie so innocent. Ja, daar wat jou hond jong, ja. Jy weet daar was nie Eskom nie, ja. Nou, Sy moes hy 4 ekstra laat brand het vir hom te sien. Nee, hy moet weet. En tweedens, sy het gewag dat sy weet hy het uitgekom in die aande op sy patio. Sy het sy aandag kom trek. Sy het dis al wat sy gedoen het. Ja. She is not innocent. Sure. Side note. Ja. So dis nou enkelikie wat ons wil sê, Ja. maar weet op sy einde van koning Dawid toe hy nou pretty much well established is en dinge loop mooi en die koninkryk hoe sê die ou mense klop dusselboom. Yes. Ken jy die verhaal van die klop dusselboom? Ken jy daai verhaal? Glad nie. Ken jy nie? Nee. Hey man, nou ons het 'n oom gehad, oom Johan Slabbert daar by ons in die kerk. Baie sterk boer gewees op sy eie tyd. Ja, gehoor van hom. Yes. Ja. En hy het ons eendag vertel dat die ou waans, die ou perrewaan, hy het 'n manier gehad dat as die as in die ronde draai dan nok hy. Ja. Yes. En dan as hy op 'n sekere spoed kom, dan begin die dusselboom klop. Dan beteken dit jy's op spoed en die ding loop mooi. Alright. Dis nou waar dis wat ek klop. Okay, ja. So in elk geval. So Dawid se lewe is klop dusselboom, alles is reg as op spoed en hy sê vir Joab gaan tel bietjie die manne. En dit was nou, maar wat is fout met tel? Ek neem aan jy tel jou diere van tyd tot tyd. Ek neem aan jy kyk daarom net, ja, ek het gesien daar was 5, daar's weer 5. Daar's net imagine jy loop nou in jou loopkamper rond en jy sien, daar loop net 2. Ja. Jy gaan wonder waar's die ander. Yes. Ek sê nie jy moet nou elke dag loop soos 'n tronkbewaarder en hulle tel. Jy gaan jou lewe omtel. Ek dink jy dit is wat ou moet doen nie. Maar een keer 'n jaar jy goed tel, ek meen daar's niks fout daarmee nie. Daar's Marita. Daar's Marita, yes. Maar hier kom Dawid en sê vir Joab gaan tel en hier tel hy en Joab scratch op. En die man is nie happy nie. En koning Dawid for sy authority, ek is koning, jy is die generaal, jy sal doen wat ek sê, dan gaan jy. En die man klim op sy perd en ry en is omtrent 'n jaar en 'n half later kom hy terug en gee vir my statistieke en sê dis hoeveel mense daar is en die Here trek net daarna los en begin hulle doodmaak. Why?
is 'n baie groot vraag daai en ek weet nie of jy die antwoord regtig het nie. Ons kan ons opinies baie mooi gee hierso. Sure. Van extrapolated principles. Ek dink die eerste rede hoekom Jaap sy oë getrek het vir koning Dawid, want alhoewel Jaap nie die gesalfde was nie, het hy baie naby aan Dawid vir baie lank geloop. En hy het met extrapolated principles as gesien, it's the hand of God that brings victory, not the power of horses or the strength of man. Sure. Ek dink hy het dit geweet. En dis hoekom hy dalk sy oë getrek het. Ek gee jou my opinie. Ek het 'n statement, Rian, the higher you rise in authority, the more under authority you have to come. Sure. Dis een van die veiligste goed wat enige man wat voorloop. Dit moet op die voorkop uitgegraveer word, op elke op die deure. The higher you rise in authority, the more under authority you have to come. And it's a safe place. En ek sê altyd in my opinie, jy sê ons tel, maar my realiteit is, as jy my vra, hoeveel het ek van dit, dan kan ek jou nie sê nie, want ek tel nie, maar ek kan vir jou sê, jy moet 2 wees, of daar moet 3 wees. Want is opgeskryf, jy weet, vir sekere facette. Okay. Maar as jy my vra, hoeveel beeste het ek, dan kan ek jou nie presies sê nie, en ek weet nog nie bokke ek het nie. Kan jy nie presies sê nie, want ek het al geleer, my pa was telmal gewees, en ek het geleer om te tel, maar ek het nie een meer of minder nie. Dit jaag net die stresslevels op. Ja, maak net. Jy weet, ek is rustig genoeg om te sê, dit wat daar is wat daar is, jy weet. Maar die realiteit is dat ek gaan jou net my opinie gee, en dis nie, daar's nog baie meer wat jy nou moet kom add na, dat jy gepraat het, that I'm wondering if that man wasn't under some sort of an attack, a faith attack, that he made, because he's the king now, that he's very high in authority, that what he did was not by faith, but was by account of flesh in some way or the other. En jy het nou 'n wonderlike ding gebring. Jy praat van klop, dis op boom van koning Dawid. Hy was in sy perfekte plek. Prime. Okay, en hier kom ons by King Hezekiah, wat sy treasuries oopmaak vir the Babylonians. He was in his prime. So the two things, the statement that I want to bring, I can't answer your question to tell you the truth, but what I can tell you is the dangers, the precaution that I'm finding here is that when the dangerous time is when you reach the top. That's very dangerous. You have to be twice as much aware of things and how you conduct yourself and what you are doing. Sure, ja, ek sit nou en wonder, ek het jou nou die dag so vinnig vertel. Ek het 'n goeie vriend gehad in die Bybelskool, sendingskool destyds, ou Peer Baard. Nou die wat saam luister en wat nou vir Peer ken, sal nou presies weet van wie ek praat. Hy is hy's 'n baie radikale individu. Simple faith minded. As die Here sê die tafel is groen, is hy groen en klaar. Yes, Daar's nie redenasie betrokke by nie, daar's niks nie. En ek gaan huis. Ja, byvoorbeeld ons het so jare terug was hier so 'n steerskampanje in die dorp en hulle daar voor die Duikweg het hulle sulke halfnaak tannies gehad wat burgers op skinkborde gehad het. Ja. En hy het gevat 'n leer, 'n blik verf en hy het daai hele bord gaan toefsmeer behalwe die burgers. Ja. En gesê geen man moet sulke halfnaak vrouens kykie. Absoluut. En toe hom konfronteer, toe sê hy nog kwaad ook, want hy sê as ek nou regtig my sin gehad het, ek 'n cutting torch gevat en ek die borde afgesny. Ja. Kan net. So, nou vertel hy my nou sy lewensverhaal. Hy was maar eintlik nou maar ek wil nie sê rubbish nie, maar hy was maar 'n baie harde individu. En hy het 'n kontrakteursbedryf in die Kaap, doen baie goed, groot kontrakte. En hy is besig met 'n job en job loop mooi, klop dusselboom. En hy sit, hy sê onthou nou, hy kan nog presies onthou, hy kan nog sien, hy kan sy postuur onthou, hy het sy voete opgetel, alles. En hy kyk oor sy besigheid en hy sit met 'n soos 'n koppie koffie, ek neem nou aan daar was iets anders in sy hand, maar hy sit op die stoep en hy kyk na sy lewe en hy sê, kyk Bart, wat het jy bereik. Ja. En hy noem dit nou maar sy pride toets of wat ook al. En letterlik 6 weke later toe is hy in die tronk. Want van daai aand af vorentoe toe wil dinge in die konstruksiebedryf nie meer regwerk nie. Sy kontrakteursjob werk nie lekker nie. Een of ander massiewe masjien se as, bearing seas vreet hom op.
Hy haal die as af, hy weld hom op, sit hom op die draaibank, daar die welder die as geskeef getrek. Ek weet nie hoeveel 100,000 rand skade nie en in sy miljoene wat hy gehad het is skielik opgebruik en hy dink in sy nugtere kop, hoor nou hoe dink 'n nugtere mens. Hy gaan gou 'n kar steel en swaai. Dan het hy genoeg cash net om die job klaar te maak en is weer voor. En in daai kar wat hy gou gaan steel het, daai selfe kar arresteer hom toe en hy kry ek dink so 7 jaar tronkstraf. Niks oor. Nie meer vrou nie meer kinders nie meer besigheid nie, niks nie want pride cometh before the fall. Yes sir. En dis 'n lelike ding. So ek wonder nou, was dit nie maar 'n semi-pride in David om te sê, maar kyk hoe sterk is my weermag, kyk hoe sterk is my manskap. Ek het 700,000 van hierdie elite-magte en I don't know. Rian, pride is soos deception. And nobody is above it. Nee. You have to check yourself continually. You have to humble. That's why I say humble before you stumble. En dis 'n konstante ding en hy vang jou al 2 kere en ander kere waar ons in die woord van God gaan kyk nou net van Dawid en King Hezekiah, hulle was in 'n klopdisselboom. Dis so maklik. Ons kan nie eers van Nebukadnesar begin praat nie. Is this not the great empire that I have built? En toe gaan vreet hy gras vir 7 jaar. So pride, en Daniel pas hom op. Ja. Pride cometh before destruction. So as jy werklik goeie mense in jou lewe het, jy is in my lewe, as jy pride in my lewe sien, sal jy die eerste een wees wat sê, ekskuus Pieter, ek wil net bietjie jou aandag hier ombring, en dit is die ou wat offense vat is reeds in pride. Dit is die beste waarskuwing wat jy van mense naby aan jou kan hê, is om jou lewe, en dis hoekom ek jou het en ander mense het, wat my lewe is oop, sodat hulle deursigtig kan kyk vir my veiligheid en vir my toekoms en vir my vooruitgang. En dis hoekom dit belangrik is, Rian, om broers in die Here het wat regtig eerlik en open-minded en educated is, wat hierdie goed kan sien en jou kan help. Kyk, jy het nou nog gepraat van the higher up in authority, the more under authority you're going to be. Weet, en my wandel met die Here het nou letterlik 7 jaar terug verander, toe die Here my uit 'n vorige kerk uitgevat het en gesê, luister, daar gaan jy nou, jou ministry begin. Soos hy dit geprofeteer het toe ek 19 was. Ek was 19, toe sê die Here, op 40 begin jou ministry. En wragtig dieselfde Sondag toe ek 40 word, vir jaar. Hy sê, dis my eerste Sondag, om heeltemal los en vry te wees. So dis 'n weird concept hierdie goed van die woord van die Here. Maar selfs hier, ek is nou semi-direk onder die Here, maar ek is totaal en al in submission teenoor, en dit gaan nou snaaks klink, teenoor my vrou, teenoor my gemeente, teenoor jouself. Ek meen, en dan's daar ander netwerkleiers wat ons by teenoor in submission staan. Natuurlijk. Op 'n of ander dag staan ek man alone vir hierdie, ek moet antwoord vir wat hy gesê het en wat ek moes gedoen het, maar ek is accountable. Ek is nie 'n lone ranger nie, en frankly, ek dink die jare van die een man band is lankal verby. Ou gaan nie suksesvol wees. Nou jy het nou net so geraak in Hezekiah, so ek wil graag 'n stukkie nou maar lees. Ek kan nou myself nou nie help hier, weet ek is nou maar 'n pastor. Hy sê daar in 2 Kronieke, dat ek net sien waar het ek hom nou gesien. Vers 2 Kronieke 32:31. En hy sê daarso, en ek lees nou die Engelse Bybel uit, en hy sê, even in the matters of the envoys of the rulers of Babylon, who sent him to inquire of the wonders what happened in the land, God left him alone to test him, that he might know all that was in his heart. En dit is nou so bietjie uit konteks uit om nou die hele verhaal te vertel, want weet, Hezekiah het eerstens die land teruggedraai die Here. Ek meen hy die idols verwyder, hy het Passover restore, ek meen hy die tempel herstel. Dit is soos 'n man wat in 'n dorp ingaan en 'n ou kerk opkoop en sê, luister, laat daar kerk wees. Het julle conference, kom ons finance die conference. Ek meen, dit is massive goed, dit is huge stuff. En dan in sy prime, so het ons gesê, klopdisselboom, hier kom die Here en hy los Hezekiah vir 'n oomblik om te sê, kom ek kyk wat is in die man se hart. Ek toets sy hart. Nou as daar 'n toets is wat ek wil sê, Here asseblief,
laat daai beker my verbygaan. Spaar my. Is dit the test of being alone. Without Holy Spirit. Ek meen Dawid het hom net so titseltjie verloor met Bathsheba en hy die eerste Psalm in 50 skree asseblief, do not take your Holy Spirit away from me. Ek meen ek kan vir jou sê uit my persoonlike lewe ek het hom een keer verloor. Ek weet ek het hom verloor en ek weet ek het my gaan toesluit in 'n plek in die kerk op my grond en ek sê al vrek ek nou hier in die binnekant. Ek gaan nie uit hierdie ding want ek kan nie lewe sonder jou nie. Ek kan nie lewe nie. Daar's geen nut in die lewe sonder jou, dan moet jy maar eerder my nou kom haal hierso. So kom ons undermine nie heeltemal. Gooi Hesekiah onder die bus hierso ook heeltemal. Met wat die man is nie, jy weet wat met hom gebeur het hierso nie. En ek weet nie hoekom die Here se redes vir alles. But to test him in what is his heart. En weet jy, ek wil net iets kom aansluit hierso. En dis hoekom moeilike tye so belangrik is. Moeilike tye sny die leiers weg dat ons by die root cause van die hart kan uitkom. And to have more, you have to become more. 3 things reveal who you are. When somebody gives you limitless authority, limitless money, and limitless access to sex. Then we will see who you are. When you have access to these things, three things, limitlessness to these things is the great revealer. It will reveal who you are. And tough times is such a celebration of life because that is the only way God can change the inner programming of the heart. So that when He does give you limitless things, now I'm not talking limitlessness to sex or these things, I'm talking to limitlessness, the power that you require to fulfill destinies because it requires so much power and energies and influence and so on to really change the kingdom of God. That it doesn't corrupt you when you get there. En kry ons nou maar weer terug na hierdie woord van God wat hier langs ons lê. Elke man moes die woestynpad gaan stap het. Maar tog het Moses die klip geslaan op die einde van die dag. Ook net soos Hesekiah die fout gemaak het. Dit sê vir ons dat daar's 'n humanity, daar's 'n human error. There's a human error reg deur hierdie selfe boek en dank God vir Jesus Christus. Sure. Thank God for Jesus Christ because our faith is in Him and He paid the price. Ons is baie om te leer in die Ou Testament, maar God het vir ons die prys kom betaal. Wat ons het iets Rian wat hierdie manne nie gehad het nie. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees, the ministry of angels, the blood of Christ, the name of Jesus. Ons het wapentuig. Ons het the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shield of faith, the sword of the spirit, boots of the gospel. Ons het goed wat hulle nooit gehad het nie. Dit voel vir my soms unfair. Ja, ons moet deur hierdie goed gaan because God doesn't lower His standards, not for King David and not for us. The same principles apply. Yet we have power. Ek en jy kan baie diep gesprekke hê. En daar is nie een man van God wat hier vir my en vir jou luister wat nie deur die toets van geld gaan nie. Natuurlik. Jy gaan deur hom gaan. As jy Jesus koning, daar's nie 'n man wat nie deur die pride test gaan nie. Jy gaan deur hom gaan. Daar's nie 'n man wat deur die lust en vroumens toets gaan nie. Hy gaan vir jou vat, hy gaan vir jou aanval. You have to overcome these things. So die toets staan steeds daar. Die toets van scarcity. The test of scarcity. What will you say? What will you do? Yes. Ek meen Jesus homself toe daar by die kruis op pad kruis toe is en hy's in die tuin van Getsemane en ek dink is in Lukas wat hy dit sê now my soul is overwhelmed but what shall I say? Weet die toets van wat kom by jou mond uit. Ja. En daai woorde wat daar gespreek word is amper die enigste woorde wat saak maak. Nie die woorde as die skatkis oorloop en sê prys die Here nie. Prys die Here en wanneer die bloedsweet begin kom, dan is die prys die Here wat saak maak daar, want dis nou waar die drif getrek word of bly staan waar hy is, jy weet. So, een ding wat in enige iemand se wat sê Jesus Christus en hy gaan vat, that your vocabulary can never change. The word of God is an absolute, and if you make this thing, you make it jy het 'n goeie woord altyd daarvoor, final authority. The buck ends with the word of God, and it starts with the word of God. That's it.
and whatever is between the pages here. En so as om terug te kom, as dit met jou swaar gaan en as dit met jou moeilik gaan, is dit shouting ground vir jou. It means God has business with you. It means you are going somewhere. Rian, ek het begin met 'n projek toe ek, jy weet van my vliegtuigprojek. Sure. Ek het begin toe ek, is 'n belofte wat ek aan iemand gemaak het as 'n jong man, en ek het begin toe ek 20 jaar oud was, en ek kan nie vir jou sê hoe lank hierdie projek nou al aan die gang is nie. En ek dink is nou al, dis 20 jaar. And it is not finished yet, and it requires faith every single month. En jy praat van endurance nou weer, jy weet. Daar is 'n 20 jaar projek wat ons nog nie sien nie. Nog nie sien nie, en daar gaan nog baie vat. But it is a must, and it must be accomplished. So, iemand moet nooit, ek het hier op 'n site nou geskryf, life is just a journey, you never arrive. The moment you want to put an arrival point in your life, I have arrived, it's a very dangerous place. Because the moment you say, I have arrived, you've missed God. Before you arrived, He already has a next thing for you. Goed. So life is a journey. When you have arrived, at the pearls gates of heaven, then you have arrived. Ek wil bietjie terugkom na die eerste punt toe van endurance, want jy praat nou van 'n 20 jaar endurance. Jy weet, en in hierdie 20 jaar stap ek so omtrent 12 jaar pad saam met jou, so bietjie daarso. En ek onthou, hoe lank terug, ek kan nou nie, omtrent 10 jaar terug, give and take, miskien ook bietjie langer. Ek kan presies onthou die dag en wel nie die dag en die datum, maar ek sien die prentjie presies daar op die inrybaan daar by Shell waar ek jou gesien het. Jy het afgery Kaap toe. Jy het 'n klomp molts gaan haal daar in die Kaap. Jy het opgekom terug boontoe. Jy het daar met jou lang trailer gestaan en ek het hierdie goed so gekyk en jy het my gesê die duisende, ek wil nou nie sê miljoene nie, maar duisende, duisendes wat in hierdie stukkie goede wat jy hier opgelaai het in is, en ek die storie so gecheck en nie laat ons nou wil most holy klinkie, maar ons het daar sommer net daar gestaan en bid. Ek sê, Here, wat gaan nie aan hier? Hoekom is hierdie, ek nie sê dis 'n gemors nie, maar hoekom voel dit vir ons hop van een plek na 'n ander plek en niks funksioneer nie? En ek onthou daai dag, dit kan ek wel goed onthou. Hy die Here eintlik kom challenge en sê, maar as jy dit gaan doen, gaan jy dit voluit doen, nee. Ja. En as jy hom gaan bou, gaan jy hom 100% bou. Ja. En jy gaan hom nie 80% skaal bou, nie 100% skaal bou. Ja. Ons gaan 'n turbine engine insit. Ons gaan nie turbine engine. Yes, sir. En daai eerste fase van die projek was 'n 70-80% skaal. Dit was nie 'n volskaal vliegtuig nie, hy was kleiner geweest. Wat hom meer nimble maak, en hy het sy voordele. Ek dink nie mens moet hom net afskryf en sê never nie. Maar ek weet ons het daar gestaan en jy so gekyk en ek kon sien jy het okay, Here, jy sê 100%. En jy het net daar die sneller getrek en gesê ons skrap hierdie. Ja, skrap. Geskrap. Dit van goed bestaan meer nie. En ons gaan nou 100% bou. Maar ek wil nou nie kom klaar nie. Miskien moet ek dalk hoor of wanneer liedjies wat saam kan speel vir dit. Ja, kyk om die sneller so te kan trek en sê luister, ek is al jare in hierdie game in. Dit wat hier is nie, it's not how it should be before God. Let us endure more, but let's shift gears. Ek weet nie wat om te sê. Ek weet kom en daar, want ek het dit gesien, ek het gekyk daarvoor. Ek het die endurance beleef en ek het die, hoe sal ek sê, die quick shifting of gears gesien, net daar. Ek moet praat van 5 minute. Verander die plan net daar. En daar gaan ons. Ja. David ook net 'n besluit gemaak en vir Goliat sink. Natuurlik. Dit was in 5 minute gewees dat hy besluit gemaak. Nou, Sure. ek het een ding geleer en dis om vinnig besluite te maak. As jy nie genoeg inligting het, kan jy vinnig besluite maak. Maar as jy nie genoeg inligting het, is sulke besluite, gevaarlike besluite. Aviation is seker van jou duurste. En vir die luisteraars wat nie weet nie, ons bou 'n full-scale Spitfire Mk9 in produksielyn, nie 'n one-off ding. En dis hoekom dit so Lank en groot vat. Klomp R&D. Klomp R&D. Baie Sê verduidelik net vir 'n bietjie vir die mense daar buite dat hulle verstaan, want kyk ek het nou so 'n bietjie inside onside, maar dis net die buitelyne wat dieselfde lyk as die Spitfire. Die res is wat maak hierdie 'n anderste? Wat is different? Wel, Rian, hierdie hele vliegtuig word uit carbon fiber gebou, letterlik. Wingtip tot wingtip, nose tip tot by die tail wheel basically. En
ons het terug na die drawing board toe gegaan en ons het alles geoptimiseer. Ons het met nuwe Rhino programs, goed wat Boeing gebruik om modellisering te doen en ons het daai hele ding met moderne military spec materiale te bou, die ligste, die beste wat bestaan huidiglik. En ek dink nie daar is 'n vliegtuig wat 100% uit carbon fiber uitgebou is, nog wat bestaan nie. Huidiglik, want daar's metaalparte hier en daar, et cetera, jy weet. So ons moes al die R&D gedoen het, want as jy inligting wil trek oor sekere materiale, is dit baie geheim, dis 'n baie geheimsinnige besigheid. Veral is dit military spec, maar vir hierdie hy's 12 G's positive en 6 G's negative with 100% safety rate. En al die toetse, die cradle test, en ons het nog een toets oor, the wing loading test, soos wat jy weet, en dan is ons in die lug, dan is dit basically final assembly en ons is in die lug. Maar dit klink nou vinnig, daar's nog baie. So alles moes van scratch af gebou word, gebreek word om te weet waar sy breekkragte verander word, weer gebou word, weer gebreek word en as is okay, hierdie is 'n goeie safety margin produseer. En dan sê ek vir jou, ons het duisende parte in so 'n vliegtuig. En dit is 'n monster. Baie mense wat jare in die aviation bedryf stap daar en skud hulle kop en sê, ek weet nie hoe doen jy dit nie, frankly, ek weet ook nie hoe doen ek dit nie. En ek het opgegee en ek het oorgegee aan die Here. En so I'm not personally my soul. I had to remove my soul because the size of this thing is just too big for one man to bear. Dit het die hele nasie gevat om die oorspronklike Spitfire in 1943 en 42 gebou wat that Battle of Britain that won the war against the Germans, basically, the air war against the Luftwaffe. En hier is nou 'n jong plaasboertjie hier van Kroonstad wat so stand nou trek. Maar nou wil ek vir jou sê, dis nie Dawid wat 'n Goliat laat sien. Dawid wat 'n Goliat sê, maar die Goliat is nog op pad af. Hy die klip het getref. Hy's nog op pad onder toe, jy weet. So, maar ek het verskriklike sterk mense van prayer, spiritual insight, jouself is baie betrokke gewees. Goeie mense wat vir my help, insig gee. Dit is nie 'n one man band nie. Nee, I can never be. I can never say, as hierdie ding in die lug is, kan ek die laaste persoon wat sê Pieter Swart het hierdie ding gemaak vlieg nie en gemaak werk nie. Dit sal die grootste leuen wees. Maar dit sal dit 'n wêreld opname wees. Natuurlijk. Ooit so ding gebou is, dit sal die eerste wees. Dit sal die eerste wees. So lê die werk wat voor lê is baie, maar nie so baie nie. Ons het goeie planne en natuurlik het COVID ons seer gemaak om so ding te finansier en privately, ek het nie sponsors nie, ek het niks nie, ek's 'n private ou. Sure. Ek betaal dit uit my besigheid uit en daar's ingenieurs en daar's hier en sulke goeders en dis soos leeuboerdery, Rian. Jy moet daai leeu's kyk na ons voer so 10 ton 'n week. En as daai vleis nie inkom nie en jy het nie 5 daarvoor nie, dan waar kry ek nou 10 ton se vleis en wat kos 10 ton om my goed te. So as die Here nie betrokke is nie, jy weet, doen jy niks nie. Maar waar die Here betrokke is, wat wil jy doen? Natuurlik. Dis baie eenvoudig. Laat my dink aan Moses toe hy vir God gevra het oor Israel en hy sê, Here, jy sê nou vir ons moet nou Egipte los, ons moet soontoe gaan, jy gaan vir ons 'n volk maak en hy hak af en hy sê, Here, maar what will be the distinguishing factor? Wat gaan nou wat gaan ons nou maak anderste as net nog 'n nasie met nog 'n koning met nog 'n stuk land as jy nie saamkom nie? En dis amper soos daai toets van Hesekiah. As die Here nie saam met jou is, ek wil nie eens beweeg nie. Wie het jy vir my vertel 2 weke terug, die laaste keer wat ek jou gesien het wat oor die straat gestap het? O ja. Vertel vir my net daai ding weer. Andrew Murray, Yes, die Great Revival, Suid-Afrika Revival. Andrew Murray, interessant, hulle het vir NG Kerk jare gebid en 'n kleerlingmeisietjie staan op in die kerk en sy begin sing en sy begin in tale sing. En die ouderlinge en die diakens val om. Daar val hulle, rol op die grond rond onder die krag van God. Andrew Murray spring op, hy wil die storie nou kom stop. En dank Vader vir 'n wyse ouderling wat hom sê, nee Andrew, jy het nou gebid vir herlewing, hier is dit nou. En ek weet nie presies die volle impak daarvan nie. Ons is nou nie soos Amerikaners wat nou alles neerskryf. Yes. En so, dis nou 'n bietjie jammer daar, maar die lang en die kort is daai man net met 'n geweldige krag van God geloop in 'n salwing en teenwoordigheid van die Here. En die verhaal is, hy was, ek dink in die Parel, in Parel, besig om oor die pad te stap en toe in die middel van die pad kom, toe staan hy doodstil.
En al sy wagte om hom, sy En mense. almal wat verbyloop, loop net aan. Hulle sê maar Andrew, hoekom staan jy nou stil? En hy sê ek voel nie nou die Here op my nie. Ek loop nie 'n tree verder as ek hom nie weer voel as hy nie terugkom nie. Yeah, we need that kind of statements more often. Ja, Yeah. That faith stirs me. ja, is awesome, weet. En aan die ander kant is ook wanneer jy hom nie voel nie, maar jy weet hy's met jou en jy moet stuff doen, jy weet, make stuff happen. Ja, awesome. Ja. My vriend Pieter, baie dankie vir jou tyd hier saam met ons in die ateljee en vir jou deelname en bietjie deel uit jou lewe en dinge hoor. Die toets van endurance is nog 'n taai ene. Hy's nie so maklik nie, hoor. Ek moet vir jou sê en ek praat nou van COVID. Nou my bedryf is nou die bedieningbedryf, die kerkbedryf en alles was geshut down en ek kon nie meer vlieg nie en ek kon nêrens heen gaan nie en wel die rekeninge bly kom en jy moet nog steeds betaal en ek kon onthou so mooi. Ek is besig om uit te ry uit my hek het en ek vat die sliding hek en ek is besig om te slide en ek word gebombardeer met hierdie en ek is besig om te sê van waar gaan en ek wou sê die geld kom. En terwyl ek sê van waar, op daai split nanosekonde, noem dit nou maar 'n atomiese sekonde, kom Heilige Gees en hy tap my op my skouers en hy sê vir my, en wat gaan jy nou sê? Yes, sir. En ek besef, Ren, jy twee kante nou en jy gaan in 'n verskriklike trap val van die vyand en Regofweg. Dis regofweg. En gelukkig sê Heilige Gees ook vir my, daar's 'n psalm wat net soos dit klink. en ek gaan net verder aan met die woorde en van waar sal my hulp vandaan kom? Yes. My hulp kom van die Here. Ja. Ag, en 'n paar dae later toe kom 'n groot klomp geld van die buiteland in en Hier sit jy. hier sit ek. En ons het amper beter gedoen in COVID. Yes. Baie goed gedoen. As anders. The distinguishing factor. Rian, daar's niks wat jou there's nothing that purifies faith than endurance. Endurance will make you grow up on places where you in yourself will never take you to grow up. And the first rule of the kingdom of God is that you have to grow up. To have the things of the word of God, you have to grow up. Nou mag ons nou die toetse nou maar met Amen lofslag sê, en en amen hoor en sê aangaan met en die lewe. en aangaan en suksesvol wees en 'n Yes, nageslag los ja. en die koninkryk sien kom. 'n laaste woord vir ons luisteraars. Rian, ja, as daar iemand is daar buite, ek het 'n gesegde wat sê is if your books on education, on financial education is smaller than your flat screen TV, you will never be rich. My advies vir mense is dat hier sit ons praat streng gesproke, ons praat van koning Dawid en shackles en kort shackles wat hy vir die mense moes laat betaal. Ek dink King Hezekiah wat die wealth vir die Babylonians wys en geld is so groot deel van ons lewe. Rian, ek sien soveel marriages fail, nie oor geld nie, oor die druk van die tekort van geld. People relations met hulle kinders en die werk wat hulle moet insit en die tyd wat hulle mors, want jy weet, dan wil ek sê, ek het hierdie opsomming in my kop gemaak en ek verstaan dit vir wat dit is in my lewe. When Jesus saves you, your spirit is saved, you go to heaven, but nothing else is saved. Then the principles of Christ, He leaves us here. Then you have His name and the blood to purify your soul and to get your bloodlines cut and to heal yourself and all those things. But there's one last thing that He does. He gives us the principles of Christ. And the principles of Christ is that we can implement them in this realm, in this natural realm. And because money redeems the body. Money redeems your freedom. So He who the Son has set free is free indeed. He just didn't give us salvation. He gave us the blood and the name to cast out demons, to make our soul free. Yes. Because there's many people that's Christians, but they have demons inside Yes, of them. dat is Many. Actually, all of us. Ek het die meeste gehad. Ek meen ek gaan na kerke toe en ek gooi jagdevils uit die mense uit In die kerk. Jy Born weet. again mense. So is die grootste leer om te dink as jy born again is, het nie 'n demoon nie. Sure. Dis die Heilige Gees in die leer wat mense glo, die Heilige Gees en demone kan nie in een plek bly nie, sê hulle. O nee, hy kan, die siel kan dit hanteer. Want die Heilige Gees moet daar wees to deal with this rubbish that's inside of you. And then the last thing that Jesus came, there's a difference between the person of Christ, which prepares you for eternity, and the principles of Christ that prepares you for freedom in this earth.
En my grootste wens is dat mense die tyd vat. Hoeveel tyd vat hulle om te gaan werk en daai fase om te bestudeer hoe werk finansies, finansiële boeke te gaan lees. Regtig to educate yourself. If you believe financial education is expensive, try ignorance. Ignorance is the greatest demon that we have currently on this world. En dit gaan jou tyd vrykoop en dit gaan jou verhoudings verander en dit gaan jou liefde vir die Here begin verander want dit is nog steeds sy principles. En my advies aan mense sal wees om regtig tyd te maak. Maak nie saak of jy 50, 60 of 70 jaar oud is, it's never too late to implement. And what are you going to do with them? Leave it. The Bible say a wise man leaves an inheritance for his children. Then you be that man that does Become that. wise. Become wise then. Educate yourself in these things that we call the financial institution of this world. And how does it work? And how does the kingdom principles work? And how do you balance these things that you have success all the time? There's answers. Every place that you struggle in your life, the answer to that struggle is written in the pages of some book somewhere. Sure. Yes, sir. Awesome. Ja, sure. Ja, dit is profound, diep en dan ook simpel. Simple. Ja, dis Yes. Proverbs wat ook sê choose instruction rather than silver. Yes, sir. Get wisdom Yes. instead of gold because it contains more silver and gold you can ever find. Ever find. So ja, dis awesome stuff. Rian, baie dankie om hier te gaan. Dit was baie lekker geweest. Dankie vir die lekker koffie en jou luisteraars. Lekker. Baie seën vir almal. Nou maar toe julle, die Here seën julle. Baie dankie.